The Parable of the Lost Son. Om die punt verder te verklaar, het Jesus vir hulle die volgende verhaal vertel. 'n Man het 2 seuns gehad. Die jongste het vir sy pa gesê: "Ek wil my deel van die boedel nou hê, eerder as om te wag tot pa doodgaan." Die pa het toe ingestem om sy goed tussen sy 2 seuns te verdeel. 'n Paar dae later het hierdie jonger seun al sy besittings in geld omskep, na 'n ver land gereis en daar al sy geld verkoos met 'n uitspattige lewe. Teen die tyd dat sy geld opgeraak het, het 'n groot hongersnood oor die land gekom en hy het begin honger ly. Hy kry toe werk by 'n plaaslike boer en die om varke op te pas. Die seun het so honger geword dat selfs die pele wat die varke gevreet het vir hom smaaklik gelyk het, maar niemand het hom enigiets gegee om te eet nie. Toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê: "By die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos, en hier is ek besig om van honger dood te gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe om vir hom te sê: Pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Neem my asseblief in diens as 'n gehuurde werker." Daarop het hy teruggegaan na sy pa toe, en toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met liefde en deernis het hy na sy seun toe gehardloop, hom omhels en gesoen. Sy seun het vir hom gesê: "Pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie." Maar sy pa het vir die bediendes: "Gou, bring die mooiste mantel in die huis en trek dit vir hom aan. Kry 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. En slag die vetgemaakte kalf. Ons moet fees vier." The problem with us is we tend to ask our Father in heaven for a blessing, and when He blesses us, we move into the wrong direction. We all of a sudden leave the house of God and forget about God. Step into the house of Babylon, live a reckless life, make bad decisions, impressing friends, forget our morals and identity in Christ. In the territory of Satan, he will give you all the pleasure you want for an exchange of your soul. And when he got your soul, that's when you begin to feel empty. That's when you begin to feel lonely. That's when you begin to feel unloved. That's when you begin to feel like a nobody. And the moment you begin to feel that way, now all of a sudden, you know the address of your Heavenly Father. Now you want to come back because you realize that the devil has robbed you. Now you want to realize that you have sinned against your Father. But we serve a Father of forgiveness, a Father who doesn't have favorites. Even if you left His house, that will welcome you back with an open heart. The Father of second chances, the Father who keeps His promises. I want to encourage someone today that no matter what you've done in your past, no matter how big it was, our Father will still celebrate you if you return to His house.